Goeienaand broeders en susters. Ons vanoggend by die gemeente in Elsies Riviere, 'n baie mooi oggend gehad saam met hulle. Maar weet jy iets wat my geweldig bly gemaak het en baie dankbaar is dat daar 'n hele nagmaalstafel, want hulle gebruik nog nagmaal aan tafel. Dat daar 'n hele nagmaalstafel was van jong mense. Van hulle het so 'n jaar of hoogstens 2 jaar terug belydenis afgeneem. Hulle het vir hom gepak, die hele tafel. Dis iets wat ek vir u noem, omdat ons ook regtig kan sien hoe kragtig die Here selfs in so 'n gemeenskap werk, dat hy ook sy jong kinders stewig in sy hande vashet. Baie welkom vir u almal vanaand hier, ook vir die wat deur die internet deel het aan ons erediens. Net 'n paar afkondigings vooraf. Die kollekte onder die diens is vir die diakonale kas en by die deure vir die teologiese skool se studentekas. Dan sien ek is dit 'n week vir ons Silver Seniors. Môreoggend 10:00 is hier 'n byeenkoms van die Silver Senior Klub hier in die gemeentesentrum en dan eerskomende Saterdag is dit hulle somertee. As ek uit al die boodskappe reg aflei, is daar heelwat van ons Silver Seniors wat gaan kom. Ons sê vir Elise en haar span ook baie dankie vir dit wat hulle doen. En dan bevestig ons vanaand vir Pieter Steenekamp en gee ons losmaking aan diaken Johan Kutse. Ons verklaar nou, broeders en susters, uit die hart uit, dat ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Dat ons alles in ons lewe van hom verwag, in totaal en al van hom afhanklik is. En as ons so na die Here toe kom en hy hier teenwoordig is, dan ontvang hy ons met sy seën, ook vir hierdie heerlike ontmoeting met hom. Kyk nou hoe die Here u seën. Genade, barmhartigheid en vrede. En dit kom van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam uit Psalm 145. Ons sing daarvan vers 1, 2, 3 en 9. Dis op bladsy 698 in die Psalmboek vir diegene wat op die internet ingeskakel is. Psalm 145, 1, 2, 3 en 9.
In ons reeks broeders en susters wat ons noem lig vir die wêreld, waarin ons kyk na besondere hoofmomente in die lewe van ons Here Jesus Christus, gaan ons vanaand bietjie stil staan by 'n baie besonderse evangelie, die evangelie van Markus. En ons is baie dankbaar dat heelwat van u vir ons sê, dit beteken vir u geweldig baie, ook in die eie lees van die woord van die Here, en vir u eie persoonlike geloofsverhouding. Dis vanaand kyk ons bietjie in die geheel na hierdie evangelie van Markus. En u sal sien dat dit 'n baie unieke evangelie is, en ek hoop ek sal dit vir u so kan uitlig. Nou ons gaan lees uit Markus 8 vers 27 tot 33. Hulle sê dit is die draaipunt in die hele Markus evangelie. Amper die skanier waarop twee dele van die Markus evangelie skarnier. Markus 8, ons lees vanaf vers 27. Dit is die belydenis van Petrus, en dan begin ons Here Jesus te praat oor sy lyding en die reaksie daarop. Matteus 8 vanaf vers 27. Daarna het Jesus en sy disippels na die dorpies naby Caesarea Philippi gegaan. Langs die pad het hy vir die disippels gevra: "Wie sê die mense is ek?" Hulle antwoord hom: "Johannes die Doper, party sê Elia, en party een van die profete." "Maar julle," vra hulle, "wie sê julle is ek?" Petrus antwoord hom: "U is die Christus." Toe belet hy hulle om dit vir iemand anders te vertel. Jesus het hulle toe begin leer dat die Seun van die mens baie moet ly, dat hy deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word, en 3 dae later moet opstaan. Hy het met hulle hieroor reguit gepraat. Dus ons kom agter dat ons Here Jesus nou al hoe meer begin praat oor sy lydingspad wat voorlê en oor die kruis wat vir hom wag. En kyk nou na die reaksie. Toe het Petrus hom op sy geneem en hom begin berispe. Hy het egter omgedraai, na sy disippels gekyk en vir Petrus berispe. "Moenie in my pad staan nie, Satan," het hy gesê, "want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê." Ons gaan nou saam bid deur die Onse Vader gebed, bidend te sing. Ons ken hom almal, skrifbereiming 10:2 is dan ons gebed.
Markus noem die boek wat hy skryf, broeders en susters, 'n evangelie, die blye boodskap, die goeie nuus. Maar hy noem dit baie spesifiek, die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. En dadelik besef ons, die koms van ons Here Jesus Christus na die aarde, sy verlossingswerk, wat hy hier op aarde kom doen het as die Seun van God. Dis die goeie nuus, waarvan Markus ons wil vertel. Dit is die boodskap, wat mense moet hoor, wat hy neerskryf, gedryf deur die Heilige Gees. Kom ek vertel u net vooraf ietsie meer van hierdie skrywer van Markus. Markus, of dan Johannes Markus, was nie 'n disipel van ons Here Jesus nie. Hy was waarskynlik nog te jonk op daardie stadium. Sy ma, sy was ook 'n Maria. Sy huis was later jare by die vroeë Christene 'n baie gewilde plek waar hulle by mekaar gekom het as Christene. En dit is heel moontlik dat ons Here Jesus ook die laaste Pasga juis in haar huis gevier het. Hierdie ma van Markus. Markus het veral met Petrus 'n baie besonderse band gehad. Petrus, as hy oor Markus praat, dan noem hy hom my seun. Dis soos wat Paulus oor Timoteus praat, né? My seun, dit sê vir ons onmiddellik. Daar's 'n baie besonderse verhouding by hulle. Jy weet nie, dan kan ons ook aanvaar dat Markus vir Petrus as tolk in Rome opgetree het. En dat Markus in sy evangelie gaan neerskryf het, wat hy eerstehands gehoor het uit die mond van Petrus. Dat hy waarskynlik baie lank aan die voete van Petrus gesit het, om by hom te leer. Markus het later ook vir sy oom, jy kan sien, dis 'n hele familie wat kragtig gewerk het in die vroeë kerk. Markus het vir sy oom Barnabas en vir Paulus, hy het hulle vergesel op hulle eerste sendingreis. Nou Markus het vroeg tou opgegooi op hierdie sendingreis. En dit was vir Paulus 'n groot teleurstelling, en dit het selfs bietjie spanning gebring tussen Paulus en Markus, maar hulle het dit baie mooi hanteer, en uiteindelik ook wonderlik saamgewerk in die koninkryk van die Here. Dis hoe ietsie oor die skrywer van hierdie besonderse evangelie. Nou broeders en susters, soos Matteus skryf Markus, en dis iets wat u gerus kan onthou, want dit help 'n mens geweldig met die verstaan van hierdie evangelie. Hy skryf dit aan heel bepaalde mense, waar Matteus sy evangelie gaan skryf het aan hoofsaaklik die Jode. Skryf Markus sy evangelie in die heel eerste plek aan nie-Jode, aan heidene. En dan veral, lyk dit vir my, vir die Romeine. En weet jy, dit gee aan hierdie evangelie van Markus baie besonderse kenmerke, as ons dit net heeltyd in die agterkop hou. Hy skryf dit
vir heidene. Waar Matteus 'n hele klomp aanhalings uit die Ou Testament in sy evangelie opneem, gebeur dit baie min, eintlik as ek reg is, slegs 2 keer in die hele Markus evangelie. Want die Romeine was nie daarmee bekend nie. Markus vertaal ook dan elke keer Arameese woorde, of as hy by bepaalde Joodse gebruike kom, dan verduidelik hy dit, sodat hulle dit kon verstaan. Waar Matteus baie sterk klem lê op ons Here Jesus Christus wat die mense leer, lê Matteus klem op die dade van ons Here Jesus Christus. Dade waardeur hy demone uit mense uitdryf, waarin hy storm stil maak. 'n Mens kan sê die evangelie van Markus is die evangelie van aksie, aksie op aksie. En Markus is heeltyd besig om die een ding, die een aksie wat gebeur het, aan die volgende een te koppel deur te sê, dadelik het dit en dit gebeur, hierna het dit en dit gebeur. En hy gee die een aksie, die een optrede van ons Here Jesus Christus na die ander deur. Hy doen dit 70 keer in hierdie evangelie, waar hy 'n aksie beskryf en sê, en net daarna het Jesus dit en dit gedoen. Dis die evangelie van dade. Dis die evangelie van aksie. Maar Matteus grootliks ons Here Jesus wil beskryf as ons groot profeet wat ons kom leer het. Teken Markus ons Here Jesus grootliks as die koning, as die groot koning voor wie alles moet soeg. En dwars deur hierdie evangelie word sy koninklike optrede dan ook baie sterk beklemtoon. En nou is dit baie interessant, broeders en susters, dat as 'n mens gaan kyk na die verskillende evangelisasie metodes wat wêreldwyd gebruik word, en selfs na literatuur wat daarin gebruik word, dan word daar geweldig baie van die evangelie van Markus gebruik gemaak. Dis baie keer ook die eerste evangelie wat aan mense gegee word, en sê, gaan lees dit. Mens verstaan dit vanuit die hoek, ook waaruit hierdie evangelie geskryf is. Met dit, broeders en susters, as agtergrond, kom ons kyk net 'n bietjie nader na hoe hierdie evangelie in mekaar steek. Dis basies 2 dele in hierdie evangelie. Die eerste gedeelte, hoofstuk 1 tot 8, vers 26. Daarin beskryf Markus die werk van ons Here Jesus Christus onder die volk, oralster waar hy gewerk het. Dan kry ons so oorgang, dis die gedeelte wat ons vanaand gelees het. En van daar af verder beskryf hy vir ons hoe ons Here Jezus op pad is na Jerusalem toe. Beskryf hy vir ons die lyding en die sterwe van ons Here Jesus Christus. Ek kom nou daarop terug. Dis dan nie 2 dele, Markus 1 tot 8 en dan vanaf vers 8 tot aan die einde van hierdie evangelie.
Nou het ek vir julle gesê die draaipunt tussen hierdie twee dele is die gedeelte wat ons saam gelees het. Kom ons kyk net kortliks wat daar gebeur. Ons kry eers Petrus se groot belydenis, dat hy sê, U is die Christus. Wonderlik, 'n magtige belydenis wat Petrus doen. En net daarna, die opdrag van ons Here Jesus, vertel dit vir niemand nie. So merklik, nie waar nie. Dan vers 31. Dan begin ons Here Jesus Christus eintlik vir die eerste keer regtig praat oor die lyding wat vir hom voorkom, wat vir hom wag. Begin hy praat oor sy dood en oor sy opstanding. En dan reageer Petrus daarop. As Petrus hoor van hierdie lyding waarvan ons Here Jesus Christus praat, dan pas dit nie vir hom in by die Messias nie. Dan sê hy vir die Here, maar dit mag nie gebeur nie. En dan kry ons dat ons Here Jesus Petrus skerp berisp. Arme Petrus moes hoor, moenie in my pad staan nie, Satan. Jy wil voorkom, jy wil verhoed, dat ek die lydingspad end uitloop. Die vraag, broeders en susters, waarby ek vanaand net met u wil stil staan, is die vraag, hoekom het ons Here Jesus dan sy disippels belet om vir mense te gaan vertel dat hy die Christus is? Waarom verbied hy op hierdie stadium enige propaganda oor hom? Dit is so opmerklik. Ons het dit gelees hier. Na Petrus se belydenis is die Christus. Dat Christus vir hom sê, vertel dit vir niemand nie. Weet jy, dit is nogal kenmerkend van die Markus evangelie, dat ons dit kort teekom. Van die melaatse wat ons Here Jesus genees het, sê hy baie uitdruklik, moet vir niemand iets hiervan vertel. Dieselfde gebeur by die genesing van 'n dogtertjie, 'n vrou en 'n doofstomme man. Markus 5, Markus 7. Verlede Sondagoggend, toe ons stil gestaan het by die verheerliking van ons Here Jesus Christus daar op die berg, na daai wonderlike oomblik, was hy opdrag aan die disippels ook, om vir niemand te vertel wat hulle gesien het nie. En dit laat 'n mens vra, maar hoekom? Hoekom hierdie opdrag van ons Here Jesus? Weet jy, hy doen dit en ek dink ons kan sê daar's twee redes hoekom hy hierdie opdrag aan sy disippels gee. Op grond van alles wat hy gedoen het, en hier in Markus op grond van al sy dade, die een na die ander, kon hulle hom baie maklik gaan sien het as 'n groot nasionale held. Die een wat gekom het om hulle van die Romeine te verlos. Jesus wou dit op hierdie stadium keer. Hy wou hulle eerder stappie vir stappie nou vat op pad na sy kruis toe. In die evangelie van Markus, na hierdie draaipunt wat ons saam gelees het, vertel ons Here Jesus dan
al meer en meer van sy lyding wat aan die kom is. Vertel hy vir sy disippels, ek moet ly, ek moet sterf, maar daarna sal ek weer opstaan. Dis asof ons Here Jesus die gordyn al verder en verder vir hulle ooptrek om te kan sien hoe lyk hierdie pad van lyding wat vir hom voorlê. Maar ek dink daar is 'n tweede rede. Ons Here Jesus wil nie hê dat daar oor sy persoon en oor sy werk gepraat word terwyl sy kruis verswyg word nie. 'n Verkondiging van Jesus Christus sonder sy kruisiging is geen ware verkondiging van hom nie. En dis hoekom hy hulle stelselmatig al verder en verder neem, al nader en nader na die kruis, en later tot 'n verstaan van sy kruisiging en sy opstanding. En dan is dit baie interessant, broeders en susters, dat na sy opstanding die engele kom met die boodskap, nie maar net dat Jesus opgestaan het nie, maar dan sê hulle spesifiek, die gekruisigde Jesus, hy wat gekruisig is, hy het opgestaan. Weet jy, broeders en susters, ons kan sê dat Markus by uitstek die kruis evangelie is. Dis die hart, dis die kern van hierdie evangelie. Alles wat Markus vertel, lei heen, stuur af op die kruisdood van ons Here Jesus Christus. En 'n mens kry selfs die indruk, broeders en susters, dat Markus natuurlik met sy persoonlike styl, dat hy haastig was om by die kruis en die betekenis en die gebeure daar rondom van ons Here Jesus Christus uit te kom. En as hy in sy evangelie op daai punt kom, weet jy, dan gaan skryf Markus alles in die grootste detail. Dis amper asof hy in 'n dagboekvorm vir ons beskryf wat elke dag met ons Here Jesus Christus gebeur het. Want dis die boodskap wat hy wou tuisbring. Dat hierdie groot en magtige koning, dat sy grootste daad, sy grootste aktiwiteit, sy grootste daad was, dat hy homself aan 'n kruis gegee het, tot verlossing van mense. En dit is die evangelie. Dis die blye boodskap, wat die wêreld moet hoor, en dis hoekom Markus dit alles gaan neerskryf het. En nou, broeders en susters, dit is ook die evangelie wat ek en jy wil en moet bely. Maar dit is ook die evangelie wat ons in hierdie wêreld moet verkondig. Jesus Christus, die Seun van God, wat vir ons gesterf het aan 'n kruis,
versoening met God. Weet jy, ons leef in 'n tyd waarin die kruis van ons Here Jesus Christus baie subtiel, maar al hoe meer in die spervuur begin kom. In geen oosterse godsdiens, ook nie by die Islam, en nog minder by die Jode, die Joodse godsdiens, is daar enige plek vir 'n kruis nie. Daar is nie plek vir 'n kruis nie. Ook in Christelike geleedere word daar vandag al hoe meer vraagtekens geplaas oor die kruisdood van ons Here Jesus Christus. Al hoe meer vraagtekens geplaas oor, het hy nou regtig opgestaan? Vir baie mense is Jesus vandag maar net Jesus van Nasaret. Die goeie man wat ek moet navolg. Maar nie Jesus Christus, die gekruisigde nie. Is dit dalk, broeders en susters, dat die wêreld nie meer regtig iets wil weet van sonde nie? Dat die wêreld nie regtig iets meer wil hoor van sonde skuld voor die Here nie? Ek dink so. En as ons mense regtig wil help, sal ons die kruis van ons Here Jesus Christus, sy kruisdood, onomwonde moet bly verkondig. Want dit bring bevryding vir mense. Sy kruis saam met sy opstanding is die hartklop van die evangelie. En Markus leer ons dit. Maar as ek en jy, broeders en susters, in die kruis van ons Here Jesus Christus roem, as ek en jy die gekruisigde Here Jesus Christus, die Seun van God, in hierdie wêreld verkondig, dan moet ons hierdie kruis ook dra. Ons Here Jesus het gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Sy kruis plaas ook 'n kruis in jou en in my lewe. Want ek het nog so baie om ook in my eie lewe dood te maak, te kruisig. Ons eersig. Daardie eie ek wat in alles moet seëvier. Ons moet onsself verloon. En bereid wees om te dien en nie gedien te word nie. Selfs die spot van die wêreld, broeders en susters, selfs die wêreld se haat ook teen Christene, het ek en jy geduldig dra in navolging van ons Here. Hy wat die pad eindtyd geloop het, ter wille van ons,
Binnekort kom ons Here Jesus terug op die wolke van die hemel. Dan kom hy terug in heerlikheid. En dan, broeders en susters, sal die krag van die kruis geopenbaar word. Dan sal dit aan die ganse wêreld geopenbaar word, die krag van Jesus Christus se kruis. Hulle wat dit verfoei het. Hulle wat nie daarop ag wou gee nie. Sal die nag van God se oordeel moet beleef. En hulle wat geroem het in Christus se dood ter wille van hulle. Hulle wat daaroor gepraat het, wat dit verkondig het. Hulle wat ook in navolging van ons Here Jesus Christus, hulle kruis blymoedig gedra het. Op daardie dag sal daai swaar kruis op hulle skouers afgelig word. Op daai dag sal daar in die plek van die kruis wat ons moet dra, sal ons 'n kroon ontvang. Die kroon van die lewe. Die volheidslewe. Mag ons saam met Paulus sê, alwaarin ek wil roem. Ja, alwaarin ek wil roem. Is die kruis van ons Here Jesus Christus, waardeur ek vergewing ontvang het. Versoende lewe met die Here. Amen. Kom ons sing nou, broeders en susters, lied 380. Ons sing daarvan vers 1 en 2. Ons sing dit op die melodie van die geloofsbelijdenis, wat ons baie goed ken. Jy gaan hier en daar net 'n noot inbring, sodat dit werk. Lied 380 vers 1 en 2 waarin ons net ons dank aan die Here toebring vir hierdie pad wat hy geloop het tot op Golgotha om vir ons gekruisig te word. Vers 1 en 2 lied 380. We
Ons is baie dankbaar, broeders en susters, dat Pieter Steenekamp weer ingewillig het om te dien as ouderling, en ons wil hom graag nou in sy aanbevestig, en ek gaan vir hom vra om sommer net hier voor te kom staan asseblief. Jy weet nou, broeders en susters, hoe ons verskillende kere die naam van Pieter in die boodskapper vir u deurgegee het, waar ons om voorhou ter approbasie aan u as ouderling, aangesien niemand enige wettige beswaar teen sy bevestiging voorgelê het nie, sal ons hom dan nou in hierdie diens van hom, hierdie wonderlike diens van hom bevestig. 'n Ouderling is iemand wat die diens van regering in die gemeente van Christus beoefen. 'n Ouderling of opsiener het deurgaans in die apostoliese kerk die gemeente met die woord geregeer en met die woord versorg volgens die gawes wat die Heilige Gees gegee het. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus en ook tot opbouing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As ouderling Pieter word jy geroep om die gemeente te regeer en te versorg. En die diens word nie net aan een of twee toevertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam, wat onder leiding van en saam met die bedienaars van die woord die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is dit nodig dat ons as ouderlinge die woord van die Here baie deeglik ondersoek en ons in die rykdom van die evangelie verdiep. Daarsonder kan ons nie hierdie werk doen nie. Die opdrag as ouderlinge is die volgende. Jy moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en sakramente gereeld en suiwer bedien word, en dat die sakramente heilig gehou word. Jy moet daarop let dat die bedienaars van die woord, die ouderlinge en die diakens, getrou en deeglik hulle goddelike opdragte uitvoer. En jy moet die bedienaars van die woord met goeie raad bystaan. Jy moet sorgvuldig let op die leer en lewe van elke lidmaat en alle Christene met raad en troos ondersteun. Die lidmate wat hulle nie bekeer nie. En hulle sondes voortlewe moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word. En die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. Jy moet veral oor die leer en wandel van die bedienaars van die woord toesig hou, sodat alles tot opbouing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. Jy moet ook die afvalliges en die heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. Pieter, ons vra nou vir jou om opreg op die volgende vraag te antwoord. Is jy in jou hart daarvan oortuig dat jy wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie diens geroep is? Glo jy dat die Heilige Skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om jou goddelike opdrag getrou en met ywer ooreenkomstig hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe? Beloof jy om jou aan die kerklike vermaning en tug te onderwerp as jy miskien in leer of lewe afwyk? Pieter, wat is hier op jou antwoord? Mag die Here wat roep, Pieter, mag hy al die gawes aan jou gee wat jy hiervoor nodig het, en vertrou hom daarvoor, want hy doen dit. Wees dan ouderlinge ywerig in die regering van die gemeente. Wees soos wagters oor die huis van God, vermaan en vertroos elkeen na sy behoefte. Gee daarop ag dat die leer suiwer gehou word en die gemeente vroom lewe. Wees getrou in die diens en wees goeie voorgangers vir die hele gemeente.
So sal julle vir julleself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus. En na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En u geliefde gemeente ontvang hierdie kind van die Here, hierdie broeder, as 'n dienaar, eintlik as 'n slaaf van Jesus Christus. Stel u gewillig onder sy en die ander ouderlinge se toesig in die regering, want hulle waak oor u lewe en sal eendag daarvan rekenskap moet gee. En baie belangrik, dink aan Pieter en al die ander ouderlinge asseblief in u gebede. Ons kan nie hierdie werk self doen nie, en daarom gaan ons nou vir Pieter in gebed aan die Here opdra. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat u wat alles kan doen, ook in u kerk, dat u tog van mense gebruik wil maak. Dit gaan ons verstand te bowe. Maar ons dankie Here dat u ons daarvoor toerus deur u woord en deur u gees. Ons dankie dat ouderlinge kan getuig van u voortdurende nabyheid, van u leiding, ook in hierdie werk. En ons dankie dat Pieter u roepstem gehoor het en daarop geantwoord het, en ons bid dat u vir hom alles sal gee wat hy hiervoor nodig het. Gee vir hom wysheid, onderskeidingsvermoë, hart vol liefde. Gee vir hom die genade om getrou in hierdie diens te werk. En laat hy nie deur teleurstelling, deur verdriet of selfs vervolging van die wêreld hierin verslap nie. Maar mag hy as herder na u kudde kyk. Seën ons as gemeente waaroor u hom en die ander ouderlinge gestel het. Maak ons elkeen gewillig om hom aan die vermaninge van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle eer terwyl hulle van hulle roeping. En mag so deur al ons dienswerk, elkeen op sy plek waar u hom roep, mag u naam so geëer en verheerlik word. Dit bid ons om Christus ontwil. Amen. Pieter, as jy net 'n oombliekie daar kan sit, en dan Johan Coetzee. Ons wil graag aan Johan eervolle losmaking gee. Daar staan Johan. Johan, baie dankie vir al die jare se diens wat jy as diaken ook in hierdie gemeente gedoen het. As ander dinge in julle lewe waartoe die Here jou roep om nou besondere aandag aan te gee, onder andere sy skoonma se versorging, hulp wat sy nodig het, en mag die Here jou daarin ook seën. Mag jou daarin ook kragtig gebruik, en ons dank die Here ook vir jou dienswerk. Ontvang daarmee eervolle losmaking. Nadat ons die diakens nou ons liefdegawes opgeneem het, broeders en susters, gaan ons saam sing uit Psalm 134, daarvan vers 1, 2, 3 en 4. En as ons dit sing, dan dra ons ook vir Pieter en sy gesin, vir Johan en sy gesin, dra ons mekaar aan die genadetroon van die Here op, en bid, seën ons net. Hou u hand oor ons het dit nodig. Dis dan al 4 die verse van Psalm 134.
Gaan hierdie week in, broeders en susters, met vertroue. Gaan leef die roeping uit. Gaan dien die Here en ander. Doen dit met die seën van die Here wat hy nou op jou lê. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die kragtige gemeenskap van die Heilige Gees is met u almal. Amen.